Goeiemôre, my naam is Estie Geldenhuys en ek sit weer hier buite in 'n knypende ou kouetjie. En ek sit sonder 'n leesbril. Weet jy, na ons getrek het, kan jy glo het my leesbril nog nie uitgekom nie. So as ek droogmaak met die lesery saam, want ek skryf maar alles neer. Ek bedink dit, ek bebid dit en dan skryf ek dit neer en dan bebid en dink ek dit weer. Maar net 'n manier is ek om weer vandag se boodskap van papier af te lees sonder my leesbril. Dankie Vader, dat U my oë nou aanraak. En dat dit nie vir my moeilik of ongemaklik sal wees om dit te lees wat ek hier neergeskryf het nie. Dankie Vader dat ek kan vra, dat U elke hart voorberei om hierdie boodskap te ontvang, asof U dit self oordra. Dankie Vader dat almal van ons anders is as al die ander, en elkeen van ons het 'n spesifieke angle, aspek van hierdie boodskap nodig. Ek bid dat nie een van ons dit sal mis nie. En ek sit myself voor in die ry. Asseblief Vader, wees ons genadig en wees my genadig. Kom raak U nou my oë aan, dat dit nie vir my moeilik sal wees om sonder my leesbril hierdie besigheid te lees nie. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Amen. Halleluja. Ons is waarlik by Psalm 30. Dis 'n Psalm van Dawid. Maar voor ek die Psalm lees, luister net asseblief eers weer wat Matthew Henry oor hierdie Psalm leer. En as jy die naam Matthew Henry nie ken nie, wil ek jou vra gaan soek op die internet. Ek weet nie of jy 'n Bybelleesprogram op jou of 'n Bybelprogram op jou eSword is wat ek op my rekenaar het. eSword, 'n klein lettertjie E, hoofletter S, eSword. Dit is 'n wonderlike program om af te laai. Kry dit gerus vir jou en jy sal Matthew Henry definitief daar ontmoet. Hy het oor die Psalm die volgende geskryf. It was the laudable practice of the pious Jews, and, though not expressly appointed, yet allowed and accepted, when they had built a new house, to dedicate it to God, according to Deuteronomy 20 verse 5. David did so when his house was built, and he took possession of it, according to 2 Samuel 5:11. For royal palaces do as much need God's protection and are as much bound to be at His service as ordinary houses. Note, the house we dwell in should at our first entrance upon them be dedicated to God as little sanctuaries. We must solemnly commit ourselves, our families, and all our families' affairs to God's guidance and care. We must pray for His presence and blessing, and we must devote ourselves and all hours to His glory, and must resolve both, that we put away iniquity far from our tabernacles, and that we and our houses will serve the Lord both in the duties of family worship and in all instances of gospel obedience. Some conjecture that this psalm was sung at the rededication of David's house, after he had been driven out of it by Solomon, who had defiled it with his incests, and that it is a thanksgiving for the crushing of that dangerous rebellion. Volgens die King James is die opskrif van hierdie Psalm: Joy comes with the morning. Sal dit nie baie besonder wees as ook ek en jy 'n baie goeie gewoonte daarvan kan maak om in die oggend, wanneer ons dag aan ons Vader opdra, hom kan vra dat sy vreugde in hierdie dag ons vooruit sal gaan. Vir elkeen wat gelowig hier wil vra, sal ons Vader dit gee. En dan is dit ons verantwoordelikheid om dit in die eerste plek in hom te bewaar en om dit dan ook deur hom te leef, wat ook al in die dag op ons wag, sodat ons ook in ons huise sal leef wie hy is. Vader, ek bid, gaan ons nou asseblief vooruit, leer ons asseblief die diepte van dit wat koning Dawid verstaan het en in hierdie Psalm 30 vir ons gegee het.
Gaan voor ons uit, Vader. Kom leer U deur U Gees self wat ons hiervan nou moet verstaan. Halleluja, amen. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling, Psalm 30 vers 1, 'n psalm. 'n lied by die inwyding van die huis van Dawid. Ek sal U verhoog, Here, want U het my opgetrek en my vyande oor my nie laat bly wees nie. Here my God, ek het U aangeroep om hulp en U het my gesond gemaak. Here, U het my siel uit die doderyk laat opkom. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdal. Kyk die 3 dinge wat hy noem. U het my gesond gemaak. U het my siel uit die doderyk laat opkom, is die tweede een, en die derde een. U het my lewend gemaak uit die wat in die kuil neerdal. Werklik gesondheid. Uit die doderyk is hy teruggekom. Is dit nie presies wat ons ook nodig het nie? Omdat koning Dawid weet dat sy versoek vir ons Vader beantwoord sal word, gaan hy voort met die volgende. Dat ons in hom gesond kan wees. Van die doderyk verlos. Nuwe lewe. Weet, dit is ook wat ek en jy nie net in hierdie psalm moet lees nie, maar moet weet. Dit is wat ons Vader ook vir ons in gedagte het. Ek lees verder Psalm 30 vers 5. Psalm sing tot eer van die Here, o sy gunsgenote, en loof sy heilige gedenknaam. Want 'n oomblik is daar in sy toorn, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vernag die geween, maar smorens is daar gejuig. Word dan asseblief stil oor die geweldige verskil tussen toorn en geween, en daarteenoor gejuig. Mag ons voor ons Vader gaan stil word om te verstaan presies wat veroorsaak die toorn en geween en deur wat gebeur as daar gejuig ook opstaan weer. Ek lees verder, Psalm 30 vers 7. Ek het wel in my sorgeloosheid gesê, ek sal vir ewig nie wankel nie. Tog het hy toe gewankel. Daarom sy eerlikheid. Vers 8. Here, U het my berg deur U welbehae sterk laat staan. U het U aangesig verberg. Ek het verskrik geword. Ek het U aangeroep, Here. En ek het die Here gesmeek. Wat smeek hy toe? Vers 10. Watter voordeel is daar vir my in bloed as ek neerdal in die kuil? Sal die stof U loof? Sal dit U trou verkondig? Oor Here, wees my genadig, Here, wees my 'n helper. Vers 12. U het my weeklag vir my verander in koordans. U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord, sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek U loof. Ken ek en jy dit nie ook nie? Hierdie ongelooflike groot verskil tussen tye wat dit met ons vrot en sleg gaan, alles is teen ons, en daarteenoor die absolute afwagting op die krag van ons Vader, wat ons dan wel vol en vol maak, sy wysheid, wat ons die pad uitwys. Ek dink ons kan maar net vra Hemelse Vader, wees ons genadig. Leer ons om eerlik voor U te leef, soos koning Dawid. Mag ons eerlik en oop voor U wees oor alles, wat selfs in die kleinste skuilplekke van ons hart versteek sit. Ja, Vader, wees ons asseblief en wys ons wat dit is, waarmee ons dalk besig is, wat U nie behaag nie. Leer ons om eerlik voor U te wees en help ons uit ons eie modderpoele uit. Dankie dat U liefde is en dat U liefde oor alles heers. Mag ons hierdie stelling nie net as woorde nie,
maar ons eie waarheid ontvang. Dankie dat u liefde ook in hierdie dag oor alles heers wat ons wag. Vader, leer ons, as daar dinge is wat u wil hê ons in hierdie dag moet leer, uit hierdie psalm, wys ons dit duidelik, en mag ons dit nie tersyde stel nie. Mag ons dit ons eie maak, sodat ons kan sterker staan in u. Maak nie saak hoe wild die wind waai, wat nie van u is nie, dat ons sal sterk staan in u. Omdat ons koning Dawid sy pad wil stap, om eerlik voor u te wees. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen.